En die Here groet jou genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Jy kan sit. Ja, en as ons by mekaar is, dan vra ons ook natuurlik die Here se leiding. Wat vra hy? Wat is sy wil vir ons lewens? En ek lees hier uit Johannes 17 vers 11, waar Jesus, hulle noem dit die hoëpriesterlike gebed van Jesus kort voor sy kruisiging, voor hy gevange geneem is en gekruisig is. Dan bid hy in vers 11. Hy sê, ek bly nie langer in die wêreld nie, hy bid tot sy hemelse Vader, maar hulle bly nog, nee, dit is nou sy disippels, bly nog in die wêreld. Ek kom na u toe. Heilige Vader, bewaar hulle in u naam, die naam wat u my gegee het, sodat hulle net soos ons een kan wees. En dan bid Jesus nog verder, en op die einde bid hy ook vir die wat deur die disippels se woorde tot bekering gaan kom, en deel word van die kerk. So hy bid ook vir ons dan, nee, die mense na die disippels, nadat wat soos ons, wat ook deur hulle woorde tot bekering gekom het. En ek lees vers 20 tot 23. Ek bid egter nie net vir hulle nie, dis sy disippels, maar ook vir die wat deur hulle woorde tot geloof in my sal kom. Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos u, Vader in my is en ek in u, dat hulle ook in ons mag wees, so die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Die heerlikheid wat u my gegee het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle en u in my, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat u my gestuur het, en hulle lief het, net soos u my lief het. So hoe weet die wêreld dat Jesus gestuur is? Dat God die Vader omsien, deur as ons eenheid beleef, en in eenheid saam lewe en God volg, dat die wêreld daai eenheid en liefde hier tussen mekaar kan sien. En mag dit ons almal se gesindheid wees, want daar gebeur baie keer dinge, weet, nie een van ons is volmaak nie. Nee, so ons doen baie keer fout, ek bely dit ook, dalk het ek volgende nie ordentlik gegroet nie, of het snaaks gekyk per ongeluk of so, vergewe my nie, want ons is gebroke mense by mekaar, en as iets nie reg, dan praat ons, nee, dat ons een is, want as ons een is, dan weet die wêreld dat God die Vader Jesus gestuur het, en mag dit ons gesindheid wees. Skriflesing kom uit Genesis 11, en ek lees vers 1 tot 9, Genesis 11 vers 1 tot 9, en dit is die toring van Babel. Geskiedenis van die toring van Babel. Genesis 11 vers 1 tot 9. En ek lees uit die 83 vertaling. Genesis 11 vanaf vers 1. Die hele wêreld het net een taal gepraat. Toe die mense ooswaarts getrek het, het hulle uitgekom by 'n vlakte in Sinar en daar gaan woon. En hulle het op 'n keer vir mekaar gesê, kom ons maak stene en ons brand hulle hard. Hulle het toe stene in plaas van klip gebruik en asfalt in plaas van klei. Toe sê hulle, kom ons bou vir ons 'n stad met 'n toring waarvan die punt tot in die hemel reik. Dus maak so vir ons 'n naam. Dan sal ons nie oor die hele aarde versprei nie. Die Here het afgekom om te kyk na die stad en die toring wat die mense vir hulle gebou het. En toe sê hy, hier is hulle een volk en almal het een taal. Hulle het nog maar net begin om iets te doen. Hierna sal niks wat hulle beplan vir hulle onmoontlik wees nie. Kom, laat ons afgaan en verwarring bring in hulle taal, so die een die ander nie verstaan nie. Die Here het hulle toe van daar af verstrooi oor die hele aarde, en hulle het opgehou met die bou van die stad. Daarom het hulle die stad Babel genoem, want daar het die Here in die taal van die aarde verwarring gebring. En van daar af het hy die mense oor die hele aarde verstrooi. Ons gaan vooral kyk na verse 6 en 7. Ja, ek lees 'n boek van Craig Hill wat praat van hoe om konflik op te los, hoe om konflik in 5 minute op te los. En toe ek die boek so lees, toe besef ek het hoe relevant dit vir ons is, nê? Veral in groepe, Christen, weet ons praat van in 'n kerk, konflik op te los, maar selfs in ons gesinne,
nê? Daar's baie konflik, ook in Christelike gesinne. Mense wat die Here dien. Dit sê as jy Christen is, alles is net vrede en liefde en so nie. Ek weet nie, behalwe as ek weet nie of dit net by my so is nie, ek weet nie of julle dit ook ervaar nie, nê? Maar baie keer is daar onkunde. Hoe om konflik op te los. En daarom wil ek met 'n reeks begin wat gaan oor eenheid, nê? Hoe om eenheid te bewerk in Christen gelowige groepe soos 'n gesin, soos 'n kerk, soos 'n kerkverband, nê? Hoe om konflik op te los. En want eenheid is baie belangrik in God se koninkryk. Nee, dis baie belangrik. Op 'n stadium word Jesus beskuldig en hulle sê ja, hy dryf geeste uit met die mag van Beelzebul en dan sê hy, dan antwoord hy en hy sê hy elke koninkryk wat onderling verdeeld is, gaan te gronde en 'n huisgesin wat onderling verdeeld is, spat uitmekaar. Dit is net so, nê? Hoe eenheid is so belangrik, is 'n vereiste vir God se bonatuurlike werking in en deur 'n groep gelowiges. Daar moet eenheid wees. En ek het dit ook so al baie beleef in die bediening, selfs in die afgelope tyd ook wat ons so met die belydeniscategorisante gesels het en gesprekke gehad het. Nou kom jy agter die krag as daar eenheid is in 'n groep. As daar eenheid is in 'n gesin waar pa en ma in eenheid net die Here dien. Hoe vloei God se seëning dan na die kinders, na die res van die gesin? Dit is net so. As daar eenheid is. Maar as daar stryd en verdeeldheid in goeders, nê, die Here se seëning word net daar gestop. Die krag van eenheid net, ons lees daarvan selfs ook in Psalm 133, hoe goed, hoe mooi is dit as broers eensgesind saamwoon. Dit is soos 'n reukolie wat van die kop af en die baard afloop, die baard van Aaron, af tot by die soem van sy klere. Dit is soos die dou van Hermonberg wat op die berge by Sion val. Waar broers so saamwoon, skenk die Here sy seën 'n lang, lang lewe. Ja, eenheid. Jesus bid dan ook, nee, wat ek net nou gelees het, sy hoëpriesterlike gebed. Bid hy ook vir eenheid onder sy disippels en ook vir die mense wat deur hulle woorde, net die kerk wat later gaan kom, bid hy vir eenheid, sodat hulle kan weet die Vader het hom gestuur. Eenheid. In ons skrifgedeelte ook, sien ons hierdie krag van eenheid en die vereiste vir God se bonatuurlike werking, net deur ons as gemeente en deur ons as 'n groep, nê, as 'n bedieningsgroep, as 'n gesin, nê, die Here gee vir ons hierdie vereistes vir sy bonatuurlike werking deur 'n groep Christene, groep gelowiges. En dan lees ons waar die Here sê, daar is hulle nou een volk en het almal een taal. En dis net die begin van hulle onderneming. Nou sal niks meer vir hulle onmoontlik wees van wat hulle van plan is om te doen nie. Nê? Verstaan, niks is onmoontlik nie. Nê, as mense hierdie vereistes as 'n groep nakom. Ons sien hierso, wat is die 3 dinge vir bonatuurlike werking deur groepe? Is natuurlik die eerste is, dan moet eensgesind wees, nê? 'n groep moet eensgesindheid wees oor 'n doel wat ons gaan doen. Tweede een is eensgesind en dan die tweede ding is 'n gesamentlike doel. Dis wat ons almal na saam toe werk. Dis ons visie, dis ons plan. En dan moet daar ook goeie kommunikasie wees. Ons moet met mekaar dit kommunikeer. Ons moet weet, ons mekaar verstaan. Maar hier by die toring van Babel onder hierdie groep mense dan nog een vereiste gekort en dit is die wil van die Here. Hulle het gesamentlik beplan teen God se wil. En omdat dit was, toe werk dit nie uit nie. Daar's nog 'n vereiste, God se wil. Want die Here het gesê in Genesis vir Adam en Eva en ook vir Noag en sy kinders, hy gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Maar wat was hulle gesamentlike doel? Nee, kom ons bly by mekaar. Ons gaan nie versprei nie. Hulle sê in vers 4, lees ons was die groep se doel, kom laat ons vir ons 'n stad bou, 'n toring waarvan die spits tot in die hemel reik en laat ons vir ons 'n naam maak, sodat ons nie oor die hele aarde verstrooi raak nie. Teen God se wil
beplan hulle gesamentlik in eenheid om by mekaar te bly en 'n naam te maak. Was teen God se wil. Nou hoe sou hulle vir hulle naam maak? Natuurlik deur 'n stad te bou, 'n stad te bou en 'n toring. Wat is die betekenis daarvan? Die stad het vir hulle beskerming gebied, Die stede in die Bybelse tyd het gewoonlik 'n muur omgehad. Jou beskerm van aanvallers van buite af en ook van wilde diere. So die stad se muur bied beskerming en die toring, wat hulle gebou het in hierdie stad, kan jy amper vergelyk met vandag se malls, Dit was nie net 'n toring, 'n monument nie. Nee, daar's winkels gewees, of daar's 'n klomp verskillende was paleise was gevestig. Die paleis was in die toring gewees. Die administrasie kantore was in die toring gewees. Daar was handelskantore, besigheid en heel bo was daar 'n vertrek vir godsdienstige doeleindes om hulle God te aanbid natuurlik. So dit was regtig die hartklop van die mense gewees, hierdie toring van die stad. Die hartklop van politiese hartklop, ekonomiese hartklop en ook godsdienstige hartklop. Was alles in hierdie toring gevestig. En hoekom 'n toring? Hoekom is heel bo? Hulle het geglo ook die gode het in die hoogtes gebly. In die berge waar dit hoog is, dis waar die gode was. Maar nou in hierdie vlakte, jy praat hier van hierdie vlakte waar hulle dit gebou het, was daar nie berge gewees nie. So hulle bou 'n toring, om in te beweeg in die woonplek van die gode, om heel bo, die godsdienstige vertrek. Hierdie torings was gewoonlik, daar's baie van hulle opgegrawe daar in Mesopotamië, is gewoonlik 7 terrasse gewees, 7 vlakke gehad, met heel bo is hierdie ontmoetingsplek tussen hemel en aarde waar die gode is, volgens hulle geloof. So wat is die hart van die stad, godsdienstig, stadkundig en ook ekonomies. Dit was 'n simbool van eenheid en mag. Nou julle weet ook wat was ook altyd gewees in die vorige bedeling, ons lees eendrag maak mag, baie keer was dit nou meer nasionalisties en nie vir God se doel gewees nie. Maar dit is so, daar's krag. En dis wat hierdie ouens hier probeer doen het. Eendrag maak mag. Hulle sal opstaan en hulle gaan vir hulle naam maak. En met hulle toring, wat in Hemelryk het hulle eintlik God probeer uitskuif. Hulle het self probeer God wees, want hulle met hierdie toring beweeg hulle in die woonplek van die gode, waar hulle self dan kan bepaal wat met hulle lewe moet gebeur. Hulle probeer God uitskuif uit hulle lewens uit. Dis hoekom hulle hierdie toring gebou het. Om self God te probeer wees. En dis dieselfde gesindheid wat Adam en Eva maar ook in die tuin van Eden gehad het, om soos God te probeer wees. Het hulle ook soos God probeer wees. Wat self bepaal wat hier gebeur. Daarom hierdie toring wat tot in die hemel reik. Daai gesindheid is dieselfde. En dan gryp God in. En hoe het God ingegryp? Hy het een van daai vereistes vir eenheid, het hy gaan ontwrig. En dit is hulle kommunikasie met mekaar. Ons lees Genesis 11 vers 7. Kom, laat ons neerdal en hulle taal daar verwar, so die een taal van die ander nie kan verstaan nie. So God, hoe bring hy dat dit stop? Hierdie opstand teen hom, deur hulle taal te verwar. Hulle kommunikasie, en daar was absoluut, hulle het mekaar misverstande, was geken aan misverstande. Eers hulle kommunikasie, en dit het gebring, het ook daai eensgesindheid gebreek. En 'n klomp misverstande het plaasgevind, en hierdie mense het in verskillende volke geskeur. God wou gehad het, verskillende volke moes vorm reg oor die wêreld. Maar vanweë hulle opstand het dit geskeur in verskillende volke, die mense. En hulle is verstrooi, hulle het nie versprei nie, hulle is verstrooi oor die aarde. Vanweë hulle sondige opstand teen die Here. So hoe stop God vir 'n groep? Kommunikasie. Breek die kommunikasie.
misverstande en alles stop. Nou, die duiwel is maar 'n naaper, né? Hy weet, hy kyk wat die Here doen en dan naaper, maar hy verdraai die beginsels. Nee, die beginsels wat die Here daar geplaas het vir 'n groep, sodat hy bonatuurlik deur 'n groep kan werk, verdraai hy en gebruik dit vir sy eie doel. Nee, en wat doen die duiwel vandag nog? Hoe stop hy 'n gemeente? Hoe stop hy 'n gesin om die Here te dien soos wat die Here vir hulle gewys het? Wat doen hy? Hy breek die kommunikasie. Hy bring 'n klomp misverstande. En daar's nie eensgesindheid nie. Verstaan mekaar nie, misverstande en alles stop. En so stop hy dat God se doel en plan hier op aarde deur 'n groep, soos 'n gesin of 'n gemeente, volvoer kan word. Hy kyk na die Here en hy doen dieselfde. Hy weet vir 'n gemeente en vir 'n gesin, as die Here gewys het hoe die gesin die Here gaan dien, hoe hierdie gemeente die Here gaan dien, nê. Hy weet niks sal vir hulle onmoontlik wees nie. Hulle sal dit kan doen. Maar wat doen hy? Kom hy en hy breek die kommunikasie. Dis wat die duiwel nog vandag doen. En as ons dan kyk ook, hoe ontwrig die duiwel vandag kommunikasie om verdeeldheid te bring, in 'n gesin byvoorbeeld, of in 'n gemeente. Hy doen dit baie subtiel, baie subtiel. Hy bring dit baie keer dalk dat iemand vir 'n ander een dalk per ongeluk 'n skewe kyk gee. Nee, of 'n ondeurdagte woord wat iemand, sonder om te dink, sê ek iets en ek maak iemand seer in die gemeente, of in my gesin, of my huweliksmaat. Nee, 'n gesigsuitdrukking. 'n gesigsuitdrukking, nee, en dit maak iemand seer. 'n gesigsuitdrukking, of ek groet nie iemand nie. Of ek groet om jou ding, ek kyk nie vir hom nie. Ek groet so en ek praat so met ander. Verstaan jy, sulke subtiele goeters, nee, kan die kommunikasie breek en die ander persoon word seer gemaak. En skielik is daar nie meer eenheid nie. Ek het al baie keer gehoor dat mense vir my maande na die tyd sê, weet jy dominee, eintlik het ek baie seer gekry, jy het die een oggend hier ingekom, nee, en jy het my nie gegroet nie. Ek sê, maar ek het nie, wanneer was dit? Sê vir my. Ja, daar, sê ek het nie eens besef nie, ekskuus, jammer. Maar kom ons praat met mekaar daaroor. Nou loop mens met weke lank loop jy met hierdie gevoel in jou hart. Die dominee sien my nou nie raak nie. Dis ook nie dominees tussen mekaar ook, nee. Dit gebeur hierdie subtiele goeters. Ons moet weet die duiwel wil die kommunikasie tussen ons verbreek. Dat ons nie daai eenheid het nie, dat ons nie daai gesamentlike doel het, eensgesindheid, volgens God se wil, dan breek hy daai kommunikasie en dit stop. Of, daar is nie genoeg aandag aan my gegee nie. Nee? En ek praat vir ons almal, vir my ook. Nee, ek word nie geëer as dominee of wat ook al, nee. Sulke tipe goeters kom die duiwel in en verbreek die eenheid. Wat vir my eintlik hartseer is, nee, is dat die egskeidingssyfer in die kerk net 'n bietjie beter is as in die wêreld. Nou beter, dan klink dit of dit meer is, wat eintlik bietjie minder, nee. Die egskeidingssyfers in die kerk en in die wêreld, nee, die kerk is net 'n bietjie minder. Daar's nie 'n groot verskil nie. Dit moet mos eintlik 'n groot verskil te wees. Want gelowige man en vrou wat by mekaar kom, nee, as elke gelowige paartjie wat ek getrou het, nee, het gewoonlik dieselfde doel. Nee, hierdie huwelik is mos 'n lewenslange verbintenis tot die dood ons sal skei. Hulle is eensgesind daaroor, nee, as ek nou die pad met hulle stap voor ek. Hulle is eensgesind daaroor. Gesamentlike doel, eensgesind daaroor. Dis volgens God se wil, want die huwelik is 'n verbond, en dis 'n lewenslange verbintenis. En in die begin is daar goeie kommunikasie. Hulle is baie lief vir mekaar, sit naby mekaar, al daai dinge. Dan 'n paar jaar later, wat het dan gebeur? Nee, ons kan mekaar nie, ons beklei net. Staan mekaar nie, klein net. Nee, ons kan nie meer versoen nie. Nee, en dan is daar egskeiding. Verstaan hoe dit gebeur? Dit is hartseer. Baie keer deur misverstande en konflik maak ons mekaar emosioneel seer, man en vrou, in die huwelik.
Nee, en dit is nie aspris nie. Dit is sonder dat jy weet deur wat ek sê en doen, maak ek my huweliksmaat emosioneel seer. Pynig ek hom of haar. Nee, onbewustelik. Gewoonlik sê mans, byvoorbeeld, my vrou laat my voel soos 'n mislukking as 'n man. Dat ek nie goed genoeg vir haar sorg nie. Sy is ontevrede met my. Dit voel vir my of my vrou my heeltyd wil verander. Nee, dis wat mans oor die algemeen sê. Vrouens sê weer, hulle loop met hierdie emosionele pyn, dat hulle voel ongeliefd in die huwelik. En nou praat baie keer van Christelike huwelik, nie wêreld nie. Die vrou voel ongeliefd, sy is nie belangrik genoeg vir haar man nie. En sy is onbelangrik. Nou loop albei met hierdie pyn, emosionele pyn in hulle harte, en dit bring konflik. Want en dit bring konflik en hulle doen dit, hulle verstaan nie. Dis nie aspris nie. En nou as die een die ander beskuldig, dan voel jy nee, maar jy is skuldig. Nee, jy is skuldig. En nie een voel dat ek verkeerd is nie. Want jy voel jy wil my heeltyd wil verander. Jy sê ek is nie goed genoeg nie. Jy voel weer my man het my nie lief nie. Hy gee nie om nie. Ek is nie belangrik genoeg nie. En nou beskuldig ons mekaar, en sonder dat enige skuldig voel, want jy voel dis die ander se fout. En daar's 'n dooie punt, en later praat ons nou maar net nie eers meer met mekaar nie. Die kommunikasie stop sommer net. Nou as ons praat, maak ons mekaar net nog meer en meer seer. Ek weet nie of julle dit beleef nie, partykeer nie. Selfs boetie en sussie ook, in die gesin. Selfs ook so in 'n gemeente. Ja, nie een voel verkeerd nie, dit is die probleem. En dink dis die ander, want jy laat my so voel. Ons verstaan dit nie, as onkunde. En dis wat ek met hierdie, ek wil baie meer prakties raak, met hierdie reeks om praktiese leiding te gee, om hierdie misverstande en miskommunikasie te kan uitsorteer, soos wat die Here sê in sy woord. Antwoord uit God se woord, om konflik op te los. As ons nog meer prakties wil raak, baie keer sê 'n man, my vrou is verskriklik hypersensitief. Ek kan nie eers vir haar net 'n vraag vra nie. Ek het net vir haar gevra, het jy die ligte aangelos? En daar, sy kwaad. Maar wat sê sy? Sy sê, nee, hy het nie gevra, het jy die ligte aangelos? Hy het gevra, het jy alweer die ligte aangelos? Jy verstaan, en daar's net weer konflik. En ja, ek moet nou sê, nou dag kom Ilse Marie na my toe en sê vir my, ja, daai frons, verstaan jy die kommunikasie wat nou na my toe kom? So bid vir my huwelik na hierdie preek. Maar nou dag kom, sy sê vir my, kan ek vir jou iets vra? Ek sê toe ja. Sy sê los het ek sal myself doen. Ek sê nou wat ek al ja gesê. Sy sê nee, jy het nie ja gesê nie, jy het gesê ja. My A was te lank gewees. Verstaan nou as weer moeilikheid. Nee, ek het ja gesê. Ja. Kyk, nou weet ek moet net sê ja. Dis dit. Maar verstaan jy dan daai kommunikasie, en daar's moeilikheid. En dan baie keer word die ou goeders van die verlede dan ook weer saamgesleep. Ja, dis mos altyd, jy's mos altyd so. En so. En dit breek. En ek kan vir jou sê, as daar nie vrede by die huis is nie, kan jy ook nie bedien nie. Dit is net so. Jy kan ook nie vrymoedigheid om te bid nie. Al daai goeders, en die duiwel lag net so breë bek. En nie een voel verkeerd nie. Albei voel reg. En daar's nie rede vir my om vergifnis te vra nie, of om my te bekeer nie. Jy moet onthou, 10% wat jy sê, in kommunikasie, tel maar net 10% dit wat jy sê. In die boodskap wat jy oordra, is net dit wat jy sê, is maar net 10%, is maar min. 90%
van die boodskap wat jy oordra is jou stemtoon? Ja. Liggaamstaal? Wanneer jy dit sê, en so kan jy aangaan. En dis ook in 'n gemeente en ook in 'n gesin, tussen mekaar, is dit van toepassing. 90% is al hierdie ander goeters. 10% is maar net wat jy sê. Pas op vir jou stemtoon. Pas op vir jou gesigsuitdrukking. Pas op vir jou liggaamstaal, wanneer jy dit ook sê. Wanneer jy ook 'n opmerking maak, is dit nou geleë. En daarom bid Jesus in sy hoëpriesterlike gebed ook. Ek bid dat hulle almal een mag wees. Ek en hulle en u en my, sodat hulle volkome een kan wees. Ons moet een wees. In die huwelik is 'n man en vrou een. In 'n gesin moet daar eenheid wees. Dis hoe die Here wil hê ons as 'n gesin hom moet dien. Nee, ons hou saam huisgodsdienst, ons bid vir mekaar. Ja, ons gaan en vra die Here se leiding wat in sy woord staan. En ek bekeer my. As ek kwaad is vir die ander, nee, ek moet dit nie los nie. Ek stop nie kommunikasie nie, ons moet dit uitpraat in liefde. Dis wat die Here sê. Sê ons voordat jy bid, Jesus moes gesê in sy bergpredikasie, as jy weet daar's 'n probleem met 'n broer en jy wil jou offer bring, jy weet daar's 'n probleem, jy weet hy het 'n probleem met jou. Nee, los jou offer net daar gaan praat. Nie ophou praat met mekaar nie. Ons moet praat en liefde dit uitsorteer. En ons kan een wees, want God het hierdie situasie in Babel nie net so gelos nie. Ons lees nou direk na hierdie Genesis 11 vers 1 tot 9 lees ons van die nageslag van Sem, né? En uit Sem se nageslag is Abraham. En Abraham, die vader van al die gelowiges, God maak 'n nuwe begin met Abraham, die vader van al die gelowiges. En God sê aan Abraham toe hy hom roep in Genesis 12, in jou sal die geslagte van die aarde geseën word. Al die geslagte van die aarde gaan en Abraham word genoem die vader van al die gelowiges. En uit Abraham se nageslag word natuurlik Jesus gebore, né? Jesus word gebore en wat versoening gebring het, Jesus wat ons met God versoen het, ons in verhouding met God gebring het, ons gebind het aan God, maar ons ook bind aan mekaar. As ons oudste broer, as ons dit so kan stel. So Jesus aan die kruis het hy ons aan God kom verbind, maar ook aan mekaar. En die een hier, niemand van ons mag op die ander neerkyk nie. Of dink ek is beter nie. Of sê ek sny jou uit my lewe uit, ek praat nie met jou nie. Kan nie, dit kan nie wees tussen Christene nie, tussen gelowiges nie. Want God het eenheid bewerk. Paulus skryf in Efesiërs 2 vers 14, hy het weer kom herstel, met die heilige uitstorting van die Heilige Gees ook, wat gebeur? Die mense hoor die evangelie in elkeen sy eie taal daar in Jerusalem, as jy gaan lees oor Handelinge, oor die uitstorting van die Heilige Gees. So die Heilige Gees kom en deur die evangelie bind ons almal by mekaar. Waar die volkere verstrooi en verskeer is, kom met die uitstorting van die Heilige Gees, in Jesus se naam word ons almal mekaar weer gebind. Oor taal en kultuurgrens heen, wat Matt net nou ook gebid het. Paulus skryf Efesiërs 2 vers 14, Christus is ons vrede, hy wat die twee Jode en nie Jode een gemaak het. Deur sy liggaam te gee het hy die vyandskap afgebreek, wat vroeër soos 'n muurskeiding gemaak het. In Jesus kan ons eenheid vind. In Jesus is geen konflik onmoontlik om opgelos te word. In hom kan ons alles oplos. In Jesus, as ons die gesamentlike doel het, eensgesind, het gaan oor die Here, wat sy koninkryk moet vestig in my gesin, in my lewe, en ek gesels, ek praat met my man, my vrou, my kinders, ons praat met mekaar hier, oor wat is God se plan en doen met ons gemeente, goeie kommunikasie, volgens God se wil. En dan, so misverstande en verskille moet ons in liefde uitsorteer. Jy het mos die Gees in my, die ander persoon mos ook die Gees. Ons moet dit uitsorteer in liefde. Die eerste vrug van die Gees is liefde. En as iemand seer kry, en dit gaan gebeur, waar meer mense by mekaar is. Die een maak per ongeluk, subtiel dalk die ander seer. Praat dadelik met die persoon. Moenie dit dra vir weke en maande nie.
praat. En as jy praat, as jy dit in die lig bring, nee, gewoonlik dan val die krag daarvan weg, die negatiewe krag. Dan kom jy agter, maar die persoon het nie so bedoel nie. Was besig aan sy kop om te dink. Gedink ek moet net nou preek, moet dit, ja. Verstaan jy? En dan lyk dit of jy nors is of wat ook al. Praat met mekaar. En God sal bonatuurlik deur ons werk. As ons gesamentlike visie het, eensgesind is daaroor, nê, dis volgens God se doel en plan, en ons het goeie kommunikasie. Dan sal God deur ons werk. Hy sê ook, Matteus 18 vers 19 tot 20, verder verseker ek julle, as twee van julle op aarde oor enige saak saamstem, en daaroor bid, nee, dit is dan volgens God se wil, want jy bid daaroor, sal my Vader wat in die hemel is, hulle dit laat kry, want waar 2 of 3 in my naam saam is, daar is ek by hulle. So, ons moet eensgesind wees oor ons gemeente se visie. En julle weet wat is die visie? Omgee gemeente gesalf vir genesing en bevryding. En ons moet met mekaar kommunikeer. En as ons gereeld met mekaar daaroor praat, en ons is eensgesind, en ons gaan saam uit, net dis wat julle ook gister beleef het, wat ek nou die foto's in die terugvoer, net daai eensgesindheid, net ons reik uit na mense, wat swaar kry, en kinders, wat 'n vaderfiguur soek, en mense wat nog die Here dalk nie ken nie, ons is eens daaroor. Nee, dan kom die Here en hy doen bo-natuurlike dinge. Hy werk deur die groep. En ek het al beleef, dat wanneer die Here deur ons werk, ons ontvang eintlik baie keer meer, as die wat dit ontvang. Nee, dis beter, Paulus sê ook, Jesus het ook gesê op 'n stadium, is beter om te gee as om te ontvang. Soos jy betrokke raak saam in hierdie visie, nee, omgee gemeente gesalf vir genesing en bevryding, en ons gaan druk dit uit op verskillende maniere, nee, een manier was nou soos nou gister, daar is ook ander maniere, beradingsgevalle of wat ook al. En jy sien hoe werk die Here bo-natuurlik deur jou, om iemand se lewe aan te raak en te verander, jy ontvang so baie. Eintlik baie keer voel dit my meer as die ander persoon. So kom ons kommunikeer dit met mekaar. En ons is eensgesind daaroor. En die Heilige Gees sal ons salf om genesing en bevryding te bring. En waar begin dit vir my daai eensgesindheid met 'n gesamentlike doel volgens God se wil, goeie kommunikasie by ons huise. In ons huisgesinne. Gesonde huisgesinne, so belangrik. So belangrik, want ek sê vir jou, as dinge by jou huis uitmekaar uitval, kan jy nie bedien nie. Suffer jy om te bedien. Dis moeilik. Jy het nie vrymoedigheid nie. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, dankie Here dat U ons hier in hierdie gemeente geplaas het. Met 'n gesamentlike doel, Here, om vir mekaar om te gee. Omgee gemeente, ook nie net vir mekaar, maar ook na buite toe. En dat U die Heilige Gees vir ons gee om genesing en bevryding te bedien. Daar in 'n wêreld wat nog in die duisternis is. Wat nog nie die liefde en die verlossing in Christus ken nie. Gee dat ons absoluut een sal wees. Dit begin in ons huise. Here, dat ons ook soos Psalm 133 kan sê, hoe wonderlik, bo-natuurlik is dit, as broers in eenheid saamwoon. Dan volg die salwing, die seëning. Dis nie net broers nie, broers, susters, pa, ma en kinders. Here, lei ons, dat ons ook die konflikte wat daar is, die seer wat ons het, Here, dat ons dit onder leiding van die Gees en die Woord sal uitsorteer. Dat daar vrede kan kom en dat U deur ons kan werk. Ons bid en vra dit in Jesus se kosbare naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly. Amen.